Goeiedag broers en susters, disciples van Jesus Christus, ek groet julle in sy kosbare naam. Ons gaan vervolgens nou les nommer 19 met u behandel, en die titel van hierdie les is God se werking, sy roeping, sy salwing en sy gawes wat hy vir elkeen gee. Elkeen uniek, soos 'n vingerafdruk. En ons gaan vervolgens nou in Efesiërs 4 daarna kyk, en ons wil net 'n bietjie raak hier aan hierdie skrifgedeeltes wat hier so staan, sodat jy sal verstaan dat met God se verordenering, jy weet, sy intensie wat hy gehad het voor die grondlegging van die wêreld, het hy beslis bepaal en beplan, en dit in plek gesit vir ons, sodat ons as te ware daarin sal vasloop amper. God sal jou voetstappe rig, en jy sal agterkom by jy het 'n roeping op jou lewe, jy sal agterkom by jy het gawes. Jy kan hierdie goede beter doen as baie mense, maar baie mense kan weer baie ander goede beter doen as jy, maar jy moet nie jou vergelyk met ander mense nie, jy moet net weet jy's begenadig in die geliefde Jesus Christus. En al die gawes wat ons het, en wat deur ons werk, kom van die Here af. Ons is nie eienaars van gawes of talente nie. Ons is net bestuurders. Ons moet dit bestuur. En ons moet dit reg uitleef tot verheerliking van sy naam. As ons dit so verstaan, kan ons nie rondloop en sê, ek is 'n dokter, ek is 'n generaal, ek is 'n profeet. Nee, jy gaan weet, God het jou begenadig. Dis nie verdienste nie. Jy het niks gedoen voor die grondlegging van die wêreld, dat God kon besluit, jy moet 'n profeet wees nie. Ek het niks gedoen wat God kon beïndruk, dat hy besluit het wat ek moet doen nie. En my gawes, en my salwing, en alles wat hy gedoen het, om my toe te rus, en die pad wat ek moes loop, en ervaring, waar ek al oral was, alles het God gewerk, sodat ek kan leer, sodat ek toegerus kan wees vir iets groters, wat daarna moet kom. En as ek klaar is met daai ding, dan rus hy my nog weer toe vir iets nog groters. En dan gaan ek deur 'n ander pad loop, en God gebruik dit as. Ons moet God al die eer gee. Maar ek wil vinnig kom by hierdie les in, en ek gebruik dan Efesiërs 4, om met julle 'n bietjie daaroor te gesels. En ek lees vir julle Efesiërs 4 vanaf vers 1, ek vermaan julle dan. Paulus praat hier so deur die werking van die Heilige Gees, dis die Heilige Gees wat deur hom werk, om hierdie te kan skryf. En hy sê, ek vermaan julle dan. Terwyl so, in ander woorde, alles is nuttig tot lering, vermaaning, teregwysing, onderrigting, en al daai, lang voor die Heilige Gees jou wil gebruik. Op hierdie stadium sê Paulus, hy tree nie nou anders op as wat hy vaderlik die apostel is vir die nie-Joodse nasies. En hy sê, ek vermaan julle, ek, die gevangene van die Here. Kyk waar kom hy, ons het vroeër daaroor gepraat, want het staan vroeër in Efesiërs 3, dat hy in die tronk sit, hy's 'n gevangene, hy ly, hy's gestenig, hy het allerlei slegte dinge ervaar as voorbereiding vir hom, en om hom nederig te hou, en om te kan sê, ek doen dit vir julle onthaalwe. Hierdie goed te gebeur met my, vir julle onthaalwe, want dan leer die Here my lesse, die Here hou my nederig, en die voortreffelikheid van die krag is uit God, nie uit my nie, want ek is nou swak, want as ek swak is, dan is ek sterk. Nou sê Paulus, met daardie agtergrond, dat hy's 'n gevangene, hy sit in die tronk, en hy skryf vir mense, daar buite, wat vry is, wat dalk ryk is, wat dalk arm is, wat maak dit saak? Ons het almal die Here nodig. Nou sê hy, ek vermaan julle, as 'n gevangene, ek kom met nederigheid aan julle toe, ek is swak, omdat ek 'n gevangene is, maar die sterkte van die Here, en my roeping, en my salwing, werk nou, as ek hier volgende vir julle skryf, en hy sê,
Ek vermaan julle om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Alright, ons is almal geroep om by God te wees, maar nie net dit nie. Ons gaan nie net by God sit nie. Ons gaan gestuur word. Nadat ons by hom sit en ons sal weet, altyd by hom wees en hy sal altyd met ons wees. Maar hy wil ons stuur. Ons is gestuurdes. Maar God waarsku ons dat ons daai roeping en salwing en bediening en gawes en talente wat hy vir ons geleen het. Hy is die eienaar nog steeds van alles en van jou lewe. Ons moet dit bestuur, ons moet dit korrek aanwend tot sy verheerliking. Halleluja. So nou sê hy, wandel waardig die roeping waarmee jy geroep is. Maar omdat daar's 'n waardigheid daaraan verbonde in wat jy moet doen vir die Here. Maar jy gee die waardigheid daaraan, deur hoe jy jou gedra, hoe jy mense hanteer en hoe jy die woord gebruik. Slaan jy mense oor die kop met die woord? Martel jy die mense met skuldgevoelens? Of bou jy hulle op met die woord? En as daar 'n dag kom dat jy hulle moet tugtig, doen jy dit in vaderlike liefde. En doen jy dit nie voor ander mense nie, maar in privaatheid, soos jy met jou kind sal werk. Nou sê hy verder, met vers 2, met alle nederigheid en sagmoedigheid. Wow! Ons het hierdie roeping, ons het hierdie taak, God wil ons gebruik, en ons is almal belangrik. Maar ons vergelyk onsself nie met ander nie, konsentreer net op wat jy moet doen, wat God se plan en werking, wat sy plan is met jou, en wat sy werking is in jou en deur jou. Hy sê ons moet dit doen met waardigheid, maar ook in alle nederigheid, nie net nederigheid nie, alle nederigheid, jy sal baie nederig wees. Dit is verskriklik belangrik, en dan in sagmoedigheid. Ek moet 'n sagte gemoed hê, as ek oor mense dink, veral oor sondaars. Hulle het God se genade, en besef hulle gaan uit genade gered word. Dis wat ons gelees het in Efesiërs. Dis 'n genadegawe om gered te word. Dis 'n genadegawe om geroep te word, gesalf te wees, 'n bediening te hê, en om met mense, sy mense te werk. Dis 'n genadegawe van die Here. Ons moet sagmoedig wees, lankmoedig. Hoekom moet ons, hoekom sê hy lankmoedig? Weet wat, mense irriteer jou, ons irriteer mekaar, ons word kwaad vir mekaar, ons voel jy van jy sommer, ek sal nie sê nie, ek is nie lus vir jou nie, ek gaan jou blok, ek gaan jou cancel, o nee, laat ons liewerste mekaar counsel en nie cancel nie. Ons moet dit doen in sagmoedigheid, lankmoedigheid, met geduld, met liefde, verdraagsaamheid. Mense gaan baie vir jou dit vir jou moeilik maak, maar jy moet lankmoedig wees terwyl jy mekaar in liefde verdra. Nou as almal vir ons baie maklik was, nê, en ons was almal so vreeslik oulik, nê, dan sou ons nie vermaning gekry om mekaar te verdra nie. So hoekom kry ons 'n vermaning om mekaar te verdra in liefde? Omdat dit is juist die ding waarmee ons gaan faal, waar ons gaan struikel, is omdat ons mense makliker wil oordeel, as wat ons mense wil verdra. En ek is net so skuldig, dalk is jy beter as ek, en ek prys die Here as jy beter is, maar ek moet nog groei daaraan. Ek sê vir jou baie keer moet ek maar geduldig wees, hoor, verdraagsaam wees, maar dis 'n vermaning. Ons moet die vermaning vat, ons moet groot genoeg wees, nederig genoeg wees, om dit te doen, soos die Here wil hê ons moet doen. En dan sê hy, en mekaar in liefde verdra, in vers 3, en ernstig strewe, om die eenheid van die gees te bewaar. Nie eendersheid nie, ons moet nie eerderste aantrek nie, ons moet nie eenders lyk nie, ons moet nie eenders wees nie, ons kan nooit eenders wees nie, ons vingerafdrukke is absoluut uniek, ons is unieke wesens, daar was nog nooit so 'n mens soos ek en jy, op hierdie aarde nie, so, kom ons wees wat God wil hê ons moet wees, volgens sy werking, volgens sy genade, waarmee ons begenadig het. Kom ons hou net vas aan die koning van die konings, in die wynstok, ons dra die regte vrugte, soos liefde, verdraagsaamheid, lydsaamheid, en ernstig strewe na die eenheid,
nie die eenheid van die mens nie. God was kwaad toe die toring van Babel gebou was, deur die eenheid van die mens. God het gaan kyk, wat gaan daar aan? En toe sê hy, nou sal die mens hulle sal niks meer onmoontlik wees vir die mens nie, niks sal hulle kan stop nie, want hulle is nou so een in hulle wil teen God se opdrag. Want God sê, vul die aarde, nie bou 'n toring tot in die hemel nie. So hulle het hulle eie wil, hulle eie weg, hulle soek nie God se weg nie, en ons moet wag daarteen. So nou, wat doen God? Hy bring verwarring, en julle ken die storie, dis verskillende tale, veldklere, kulture, al die goede wat jou irriteer. En glo my, dat dit wat in ander nasies jou irriteer, dit, jou goede, jou wat jy voorlief is, jou eie, irriteer weer die ander nasies. So, daar's net een oplossing hiervoor, en dit is, ek leef nie meer nie. Maar Christus leef in my. Dis waar die evangelie van Jesus Christus se nuwe lewe begin, is by die neerlê van die ou mens. En Christus alles maak in jou lewe, sodat en jou kan opstaan, en hy jou lewe word. Alright, so, nou sê hy, ons is een liggaam. Nee, ek wil net daai vers 3 klaarmaak, en ernstig strewe om die eenheid van die Gees, met ander woorde, soos die Heilige Gees ons lei. As jy oorgegee is deur die Gees, en jy wandel deur die Gees, sal jy die eenheid van die Gees kry. En die eenheid van die Gees is, hy is die Gees van die waarheid. Met ander woorde, hy inspireer die woord, hy vertolk die woord, hy lê dit uit, hy maak die woord waar. Die Heilige Gees is die gestuurde van die Vader. So, hy is die Gees van die waarheid. En die eenheid van die Gees is alles wat God gedoen wil hê. Want dit is die taak van die Heilige Gees. So die eenheid van die Gees is anders as die eenheid van mense. Jy kan dalk eenheid bereik tussen 10 mense onder mekaar, jou bure en wie ook al. Jy kan 'n groot plan maak. En jy kan dalk groot hoogtes bereik, maar ek sê vir jou, as jy God wil behaag, dan moet jy in hom glo, jy moet eenheid van die Gees kry, volgens die woord. En die Heilige Gees sal jou nooit anders lei, as volgens die woord nie. So dis die eenheid van die Gees, ek is mal daaroor, dis vir my kosbaar. Hy sê dan vervolgens, hy sê, die eenheid van die Gees, te bewaar deur die band van die vrede. So nou, dit beteken ons moet vrede met mekaar hê. Ons moet vrede maak, ons moet die minste wees. En alles, al dink jy, daai ou is meer verkeerd as jy, die bietjie wat jy verkeerd is verkeerd hoor, alles het 'n bietjie, dis verkeerd. So wat jy moet doen is, jy moet daai verkeerd bely. Al is dit net 1% van die 99%, die ander ou is 99%. Selfs dan moet jy eerste gewillig wees om vrede te maak. Wees 'n vredemaker, wie sal God sien. Halleluja. En hy sê, ons is om die vrede, die band van vrede te bewaar, né? Hy sê vers 4, dit is een liggaam, een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping, een Here, een geloof, een doop. Daar is nie baie doop nie, daar is een doop, dis die doop van die gelowige. Jy kan nie gedoop word as jy nog nie glo nie, want jou doop is doop in Christus in sy sterwe vir jou sonde, waar jy saam met hom gesterf het, saam met hom begrawe is, so die doop is 'n begrafnis, is 'n begrafnis in die water, en 'n opstanding van Christus in jou. So, daar is een doop, een Here, een God, een Vader, van ons almal, al die nasies, volke en tale, selfe Vader. Yes, nou is hy die Vader, en sy saad is nou die tekna, die Griekse woord daarvoor is tekna, dis die geestelike saad. Maar almal van ons is verskillende nasies, dis die sperma saad, wat jy van jou fisiese pa gekry het, maar God is ons almal sy hemelse pa, ons het een Vader, né? Al die nasies, volke en tale, en dan sê hy, wat oor almal en deur almal in julle almal is. God is die een Vader, wat oor almal, deur almal, en in almal is. Yes, dis mos nou iets om oor vrede te maak. Prys die Here, kom ons werk saam.
Ok, ek gaan nie so stop, ek gaan nie die hele Efesiërs 4 behandel nie, want ons het vroeër in hierdie kursus, het ons gepraat oor Efesiërs 4 vers 16, en ons kan nog baie praat, maar ek dink ek het my doelwit bereik in hierdie les. Die Here seën u, groot vrede vir u.